Ek slaan my oë op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Genade en vrede vir u van God drie-enig. Amen. Ons skriflesing is vanmôre uit Romeine 8 vers 26 tot 31. Lees dit saam. Die Gees staan ons ook in al ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wat is nou vir ons die gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan teen ons wees? Ons lees tot sover. Ons tema is vanoggend, alles gebeur met 'n doel. Nou, op 'n stadium in my lewe was hierdie sinnetjie, alles gebeur met 'n doel, seker die grootste frustrasie. Ek wou dit nie hoor nie. Dit was net nie my doel nie. Want, hoe kan daar 'n doel wees met goed wat verkeerd loop in jou lewe? Is dit regtig wat God vir my in my lewe wou hê? Ek dink baie van u het dalk hierdie afgelope 6 maande ook dieselfde frustrasie beleef. Alles waarin ons gewoond was, alles wat normaal was, is deur hierdie aaklige virus tot stilstand geroep. Die kerk se jaarprogram is daarmee heen, kinders se skool en sportaktiwiteite, werksgeleenthede, ag noem dit op. Alles het tot stilstand gekom. En skielik praat ons nie net van 'n nuwe normaal nie, ons leef dit ook. Ons hou ons afstand, ons dra maskers, ons gebruik liters en liters saniteermiddel, net om veilig te probeer bly. En dan moet ons sin maak uit alles gebeur met 'n doel. Of soos ons geleesde teks sê dat God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. En nou kan ek vir u baie lank besig hou met die sages van my lewe. En keer op keer wat ek nie die doel kon raak sien met dit wat in my lewe gebeur het nie. Wat ek nie in die midde van hierdie krisis of trauma gesien het, dat God wel alles ten goeie laat meewerk het nie. Ek kyk vandag terug en dan wil ek net die Here loof en prys, dat alles wel ten goeie meegewerk het. Ja, selfs toe ek dit nie wou herken nie. Het jy al dinge ervaar in jou lewe wat heeltemal verkeerd loop? Jy raak so moedeloos, want dit kry net nie eind nie. Wanneer maak goed weer sin? In die week hoor ek by 'n ander dominee 'n ware verhaal wat hy gelees het. Die verhaal van 'n kerkkoor daar in Beatrice, Nebraska, wat op 'n Saterdagmiddag, 1 Maart 1950, kooroefening sou hê. So vanaf 7:15 die aand eintlik. Die predikant van hierdie baptiste kerkie, Walter Klempel, hierdie plek gaan gereed maak en gou huis toe gegaan vir 'n vinnige aandete. En hy was net reg om terug te gaan kerk toe. Toe sien hy sy dogtertjie se rok is vuil. En toe die nuwe rok wat sy wou aantrek, moes eers gestryk word. So hy en sy vrou was laat. Een van die hoërskoolmeisies in die koor met die naam Ledona het eers gesukkel met haar wiskunde huiswerk en sy wou dit eers klaar maak. 2 ander vrouens se motor wou nie vat nie, so hulle bel toe vir Ledona om hulle te kom optel. So hulle al 3 was laat want sy het eers haar wiskunde klaar gemaak. Mevrou Schuschler moes haar jong dogter by haar ma gaan los, want die dogtertjie wou eers saamkom kerk toe, en toe later wil sy nie meer saamgaan nie. En sy was toe ook laat. 'n ander wou eers 'n belangrike brief klaar skryf. 'n ander was doodgewoon net lui en wou wag tot die allerlaatste minuut, voordat hulle die koue buite gaan aandurf. 'n ander het die horlosie nie dop gehou nie en het so lekker gekuier, dat hy ook toe op die einde van die dag laat was. Die pianis, so sê die geskiedenisboeke, Marilyn Paul, wou vroeg kom, maar sy het in slaap geraak en die dirigent wat haar ma was, is gevolglik ook toe nou laat saam met haar. So almal was meer as 10 minute laat vir kooroefening. En jy onthou nou, hulle sou 7:15 begin het, maar almal is laat. Om 7:25
het die kerk opgeblaas. Die dak het ingeplof en die mure het omgeval weens 'n lekkende gassilinder. Maar die koorlede was almal laat. Iets wat nog nooit van tevore gebeur het nie. Was dit toeval? God se wil? Is dit nie dalk verbeelding nie? Maar God laat alles ten goeie meewerk. En baie van u kan dalk ook van sulke wonderwerke in u lewens getuig. Van die oomblikke wat God ingegryp het en alles regtig waar ten goeie laat meewerk het. Dalk nie ons plan nie, dalk nie wat ons eintlik wou hê nie, maar God het die wonderwerke laat gebeur. Dalk het hierdie hele COVID-19 pandemie jou ook so op jou knieë gedwing. Waar mens dalk nie die doel verstaan nie, maar God sal dit alles ten goeie laat meewerk. Paulus skryf in hierdie brief aan Romeine, maar so ook in baie van sy ander briewe oor die lyding van hierdie wêreld waarin ons leef. En ken ons nie die lyding baie goed nie. Paulus het nou dalk nie 'n COVID-19 pandemie beleef nie, maar ek dink die lyding waardeur hy persoonlik was dalk veel erger as wat ons tans beleef. Hy skryf dat dinge nie altyd in ons wêreld of in die skepping of in ons lewens gaan soos wat ons wil hê nie. Hy praat oor die sug wat daar in ons lewe is, veral na verandering. En ons hou mos nie altyd van verandering nie. Veral verandering wat skielik kom, wat jou lewe op sy kop draai. In sulke tye bid ons, soms wil ons nie eens bid nie, of baie keer voel dit, as ons bid, dan bid ons teen die plafon vas, God hoor nie. Maar lees gou weer saam met my vers 26 van Romeine 8. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waaroor ons behoort te bid nie. Ja, dit het met my ook al gebeur, dat die lewe jou tref en jy weet nie wat om te bid nie. Ek het al menigte maal gesê, is ook maar goed, die Here antwoord nie alle mens se gebede nie, want waar sou ek vandag opgeëindig het, as die Here alles sou doen wat ek gevra het. Ek is dankbaar dat die Gees intree, en dat God telkens vir ons gee, wat vir ons die beste is. Weereens, nie altyd wat ons wil hê nie. Al is daar dalk 'n stuk onsekerheid in 'n mens oor hoe die pad vorentoe mag lyk, of wat die regte pad moet wees, weet jy, God is reeds daar. Die Gees tree vir ons in, en eintlik kan ons maar net stil word vir die Here, en ons kan glo en ons kan weet, hy is in beheer. Maar soms voel 'n mens so swak en so kragteloos, so besluiteloos, dat jy dalk net wil opgee. Maar Paulus sê, dit is juist wanneer jy jouself as swak beleef, as jy nie verder weet nie, as jy stil geraak het, dat jy net moet aanhou bid. Want dit is dan waar die Gees van God aan die werk kom, so sê Paulus. Maar die Gees tree vir ons in al hierdie versigtinge wat nie altyd verwoord kan word nie. Ons maak soms te veel of dalk eintlik te min staat op die werking van die Heilige Gees. Ten spyte van ons stil word, wil ons baie keer amen sê op ons gebed, en as ons klaar amen gesê het, wil ons opspring en net ons eie koppe volg, nie die wil van God nie. Maar die Gees van God werk anders. Die Heilige Gees laat iets hier binne in ons gebeur op 'n besonderse manier. Die Gees verbind ons aan God die Vader in die hemel, en hy tree as helper op, as trooster, as voorspraak en as advokaat. Hy hoor ons sugte en hy lê dit alles aan die voete van ons Here. Ja, selfs dit wat ons nie in woorde kan omsit nie. Wanneer ons swak is en nie mooi weet wat ons behoort te bid nie, dan kom die Gees vir ons te hulp. En iets wat ons baie dikwels vergeet is dat ons eintlik te laat is vir die aarde en te vroeg vir die hemel. Dis 'n snaakse stelling, nee. Ons leef so tussen twee wêrelde. Die huidige wêreld, die wêreld wat onder God se oordeel staan, en dan ook die toekomstige wêreld, die ewige lewe waarna elkeen van ons smag, waar ons vir ewig in God se teenwoordigheid sal lewe. So ons is so vasgevang tussen hierdie twee wêrelde. Maar die feit dat Jesus die Heilige Gees vir ons agtergelaat het, om vir ons die versekering te gee dat ons nooit alleen sal wees nie, is die wonder van die Heilige Gees. En dit is nie net 'n eerste gawe wat ons van die toekomstige bedeling het nie. Daar steek so 'n bietjie meer in.
Hy is ook die een wat konstant in my hart werk om die suigkrag van hierdie wêreld. So met ander woorde, alles wat my moeg maak, alles wat my uitput, alles wat my oorlaai of oorstuur, om dit tot nut te maak. En weet jy hoekom? Sodat ons die vryheid kan beleef wat Jesus vir sy volgelinge nagelaat het. Daarom ons aanbid, selfs al is dit 'n worsteling, selfs al weet ons nie wat ons presies moet bid of vir God vra nie. God weet wat die bedoeling van die Heilige Gees is. En dit is dan wat die wonder gebeur. Lees weer saam met my Romeine 8 vers 27. Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Soos die psalmdigter van Psalm 139 alreeds in die Ou Testament beskryf het, Here, U ken my, U sien dwars deur my, U ken my gedagtes. God weet alles van ons af, ons harte, ons denke, ons lewe, alles. Ook wat die bedoeling van die Gees in ons eie lewens is. En daarom weet hy wat God se wil vir ons ook is, en wat vir ons intree by God as die heiliges, as kinders van God. God reageer, dis nie net op ons eie onbeholpe woorde of dalk leë gedagtes nie, maar juis op die gebed van die Gees, wat seker maak dat God se wil in elkeen van ons se lewens sal plaasvind. Ek wil vandag met alle sekerheid en oortuiging vir u sê, God sorg dat alles ten goeie meewerk. Of ons dit wil ken of nie. Kyk weer wat sê Romeine 8 vers 28. Ons weet dat alles ten goeie meewerk vir hulle wat God liefhet. Diegene wat volgens sy voorneme geroep is. Is dit nie wonderlik nie? Vader, as daar een belofte is waaraan ons kan vashou, is dit juis hierdie woorde. Of ek nou presies weet wat volgende in my lewe gaan gebeur, of dalk nie. God weet klaar, want weet jy, hy is reeds daar, by dit wat nog moet gebeur. Sy belofte aan my en aan elkeen van u is, dat alles ten goeie sal meewerk vir hulle wat God lief het, vir ons wat volgens sy voorneme geroep is. Niemand weet wat in hierdie volgende uur gaan gebeur nie. Ons kan beplan, ons kan vooruitskouings maak, maar ons weet nie of dit goed of sleg gaan inhou nie. Niemand van ons nie. Ons kan onsself ook nie indink hoe negatiewe goed ten goeie kan uitwerk nie. Maar hierdie belofte van God self gee vir ons hoop, gee vir ons moed, gee vir ons iets om aan vas te hou, ja selfs in moeilike tye. Paulus sê dat God voortdurend besig is met ons lewens, sodat die volgende met ons sal gebeur. En luister mooi wat sê Romeine 8 vers 29. Want hy het diegene wat hy reeds vooruit gekies het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word. Sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, ook geroep is. En diegene wat hy geroep het, ook vrygespreek kan word. En diegene wat hy vrygespreek het, dat hy hulle ook verheerlik. Is dit nie wonderlik nie? Nou is die vraag, wat sê hierdie spesifieke vers vir elkeen van ons? Hoe gaan dit my en my eie lewe raak? Ons is vooruit gekies. Weereens, soos Psalm 139 sê, nog voordat ons gebore is. Hier word 'n Griekse woord gebruik, pronosko, en dit kan ook vertaal word met uitgeken. God ken ons. Hy weet of ons sit, of ons staan, of ons reis of oorbly. Nog voordat ons gebore is, het hy ons uitgekies, bestem, om gelykvormig aan sy seun, Jesus Christus te word. Kyk weer na Jesus, die mensgeworde Heer. Met al sy pyn en lyding op aarde, het hy aan sy hemelse Vader vasgehou. En hy het ook geweet, God sal alles ten goeie laat meewerk. En dit is die doel van alles wat met jou gebeur. Die goeie, die slegte, God sal alles laat ten goeie meewerk in jou lewe, sodat jy ook gelykvormig kan word aan die beeld van sy seun. En dit is ons opdrag, om meer en meer soos Jesus te word, sy karakter aan te neem, die karakter van medelee, onvoorwaardelike liefde, vergifnis, Jesus se sagtheid, sy nederigheid. En sagtheid kan net kom as die harde, ongenaakbare kante van ons menswees deur allerlei swaar kry en beproewinge afgebreek word.
En nederigheid? Nederigheid kan net kom as ons arrogansie en selfsug eenkant laat en as dit dalk uitgedaag word, deur die dinge waaroor ons geen beheer het nie, deur die dinge wat ons onafhanklikheid uitdaag. Elkeen van ons is al deur tye van beproewing, op baie terreine van 'n mens se lewe, u ken dit. Ons gaan deur al daardie emosies, die kwaad, die hartseer, wat ook al. En wanneer ons stil raak, begin ons leer om die Here Jesus toe te laat in ons lewens, sodat ons voortdurend by hom kan leer. Leer van sy sagtheid, leer van sy nederigheid, sy vergifnis, dat ons al hoe meer en meer en meer soos hy kan wees, en dat ons hom kan toelaat om alles ten goeie te laat meewerk. Dalk moet ons stil word en oorgee dat die Gees sy werk doen in ons lewens. Dalk minder stry en skop teen die prikkels van die lewe. Die Gees wil ons gelykvormig maak in die beeld van die Seun, sodat ons soos hy sal wees, kinders van God. Sy verteenwoordigers wat al hoe meer en meer soos hy lewe. Dit is die belangrike ding wat God in jou lewe wil doen, om jou gelykvormig te maak aan sy Seun. En alles wat met jou gebeur, die goed en die sleg, span jou in om daarby uit te kom. Want as God kan slaag in sy doel om jou soos Jesus te maak, dan sal jy jou kan herken, alles werk ten goeie mee vir die wat God liefhet. Mag die Here ook in jou lewe ingryp en selfs in jou donkerste nag alles ten goeie laat meewerk en dat ons kan besef, alles in hierdie lewe het tog 'n doel. En weet jy, wat is die allerbeste versekering wat ons vandag het om aan vas te hou? Romeine 8 vers 31. God is vir ons, wie kan teen ons wees? Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons stry so baie keer teen u wil. So dikwels deur al die beproewings en pyn en lyding sien ons u nie eers raak nie. En tog is u alreeds daar. U help ons as ons val, vertroos ons in hartseer, maak ons sterk wanneer ons swak is. Here, help ons om ons lewens in u hande te laat en u raak te sien, om te sien dat u alles ten goeie meewerk, selfs al lyk dit vir ons hoe donker. U is die lig in ons lewens. Help ons om ons oë op u gerig te hou. Vader, vergewe ook ons sonde en ons swakhede. Help ons om waarlik 'n vernuwe lewe te lei. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u bly en wees. Amen. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Halleluja, hy is die rots wat ewig
basyne slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal